Matteus, hoofstuk 7, gaan net 'n paar verse daar lees, vers 24 en 9 tot en met 29. Ek het ongelukkig vir Jos gesê tot 27, maar dit is tot 29. Matteus 7, vers 24 tot en met 29. God se woord is oop vir ons, kom ons sluit die oë. Dankie dierbare Here Hemelse Vader vir die genade dat U elkeen van ons wat hier is, elkeen van ons wat inskakel en elkeen van ons wat nie hier is nie in U Vader se hand vashou. Dat U ons hierdie week gelei het, gedra het, deur alles wat ons mag gaan, alles wat ons sal gaan. Dat ons kan weet, Here, dat ons fundament op U staan. Dat wat ook al die storms in die lewe in ons plaasvind, Here, na soveel, dat ons kan vasklou aan die rots. Ons bid, Here, dat U vir elkeen wat siek is vandag, U vir hulle sal vashou, sal help, sal uitkoms gee. Ons bid, Here, vir elke broer en suster van ons dwars oor die wêreld. Ons vra dat U ken elkeen van ons. U weet van ons hartseer, ons pyn, ons blydskap. Ons bid, Here, dat U ons sal vashou en sal dra. Wil U ons doen die paar wat 'n maand of 3 Here af is, wil U hulle rustigheid gee en hulle bewaar, dat hulle ook kan weer nuut word. Here, het hierdie 2 gemeentes, as ons dit so kan stel, Here, van die Hervormde Kerk en die Gereformeerde Kerk bymekaar gesit 'n paar jaar terug en het al ons ou patetiese goedjies wat ons mens gemaak is uit die weg het gevat, totdat ons vandag die Pinetown gemeente geseënd is, een familie wat mekaar so liefhet. En daarom bid ons, Here, dat U ons nou verder vat, dat U vir ons die leiding sal gee om hierdie familie uit te brei na buite toe. U het vir ons die gawes en talente gegee, elke liewe persoon hier en wat nie hier is nie en wat inskakel, Here, is daar 'n spesifieke doel hoekom hy in hierdie gemeente is of sy in hierdie gemeente is. Gee ons die krag om hierdie gemeente uit te bou, om U stem helder te maak waar ons is. En lei ons deur hierdie woord wat U vir ons gee, U woord, Here, nie mense se nie. Ons bid dit in Christus naam alleen. Amen. Matteus 7 van vers 24 tot en met 29. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fundament was op die rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op die sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Tot sover aan die einde van God se woord. Sekere woorde van Jesus bly maar altyd klokhelder, duisende jare na die tyd. En ek dink hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, is een van daardie. Hierdie is die slot van die bergpredikasie. Ek dink dit is die grootste en langste preek wat nog ooit gedoen was. En dit lees ons in Matteus hoofstukke 5, 6 en 7. En Jesus het in hierdie preek van hom, of as dit wel die bergpredikasie is dit bekend stel, allerlei dinge gepraat. Soos byvoorbeeld oor die koninkryk van God.
Hy het gepraat oor gebed, oor verhoudings, oor die hart, oor die lewe wat God behaag, ensovoorts. En dan hier aan die einde, dan kom ons by hierdie eenvoudige, maar 'n baie treffende gelykenis. 2 bouers, 2 huise, 2 fondamente, 2 uitkomste. En die toneel wat Jesus vir ons in hierdie paar verse skets, is so eenvoudig dat 'n kind dit kan verstaan. Maar die betekenis so ernstig dat 'n volwasse dit nie kan ignoreer nie. En Jesus plaas elke mens voor hierdie keuse. Verstandig of dwaas. Nie slim of dom nie. Nie opgevoed of onopgevoed nie. Nie suksesvol of onsuksesvol nie. Maar verstandig of dwaas. Volgens God se maatstaf. En jy sal opmerk dat die verskil tussen hierdie 2 bouers nie in hulle vaardigheid lê nie. Dit lê nie in hulle gereedskap nie. Ook nie in hulle boumateriaal nie. Die verskil tussen hierdie 2 lê in die fondament wat hulle kies. Die een bou op die rots, die ander een bou op die sand. En wanneer die storms kom, want Jesus sê nie vir ons as die storms kom nie. Jesus sê vir ons wanneer die storms kom. Wys dit vir ons of hierdie huis werklik sal bly staan. Ek dink vanoggend moet ons dalk 'n bietjie weer saam luister na wat Jesus vir ons sê. Na sy woorde. Moet ons dalk weer hoor wat hy vir ons sê. Verstaan wat hy hier vir ons bedoel. En eerlik vir onsself dan afvra. Op watter fondament bou ek? Wat dra my lewe? Wat hou my staande wanneer die storms in my lewe kom? Jesus begin by die verstandige man en ons lees in vers 24. Hy sê elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Ons lees in vers 24, die verstandige man doen 2 dinge. Hy hoor Jesus se woorde en hy handel daarvolgens. Want kyk baie mooi in hierdie gedeelte dit wat Jesus vir ons sê. Hy sê nie vir ons elkeen wat my woorde hoor en dit mooi vind nie. Of elkeen wat my woorde hoor en dit onthou nie. Of elkeen wat my woorde hoor en dit bewonder nie. Nee, hy sê elkeen wat my woorde hoor en daarvolgens handel, wat doen. Die verstandige man se wysheid lê nie in sy kennis nie, maar in sy gehoorsaamheid aan God. Want hy bou nie 'n huis nie, hy bou vir hom 'n lewe. Hy kies sy fondament versigtig. Hy kies die rots. Want hierdie rots weet hy is nie sy eie vermoë nie. Nie sy eie insigte of sy eie prestasies nie. Ook nie sy eie planne nie. Nee, hierdie rots is Jesus Christus. Sy woorde. Jesus self. Hierdie rots is gehoorsaamheid aan Christus. Psalm 18 vers 3 sê vir ons: Die Here is my rots, my vesting en my redder. En in 1 Korintiërs 10 vers 4 sê dit: Die rots was Christus. Die verstandige man bou dan sy lewe op Christus. Op sy waarheid, sy wil, sy lyding, sy evangelie. Hy bou nie op die sand van sy eie hart nie, maar hy bou op die rots van God se woord. En dan kom die storms. Vers 25, die stortreën het geval, vloedwater het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk.
En hierdie storms is nie 'n teken dat die verstandige man verkeerd gebou is nie. Dit is 'n teken dat hy reg gebou het. Want die storms toets nou hierdie fondament. En die fondament hou. En Jesus sê, en tog het dit nie ineengestort nie. Want die fondament was op die rots vas. Die storms van die lewe kom vir elkeen van ons. Niemand word hier uitgesluit nie. Maar die fondament bepaal die uitkoms daarvan. En nou sien ons, draai Jesus hierdie prentjie om. En hy sê vers 26, en elkeen wat hierdie woorde van my hoor, en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op die sand bou. Onthou net hierdie dwaas hoor ook Jesus se woorde. Hy's nie 'n onkundige nie. Hy's nie afgesny van die waarheid nie. Hy hoor presies dieselfde boodskap as die verstandige man. Hy sit in dieselfde kerk, lees dieselfde Bybel. Hy ken dieselfde verse. Die verskil is, hy handel nie daarvolgens nie. Hy hoor, maar hy gehoorsaam nie. Hy luister, maar hy verander nie. Hy neem kennis, maar hy bou nie sy lewe daarop nie. En nou bou hy sy huis op die sand. Sand lyk mos altyd makliker. Dit is sagter en vinniger om te werk, baie minder moeite. Dit lyk aanvanklik baie mooi. Dit lyk aanvanklik vir ons stabiel. Dit lyk genoeg. Maar sand is bedrieglik. Hierdie sand waarvan ons lewe, waarvan ons lees, is die lewe. Hierdie lewe wat gebou word op die menslike wysheid. Op hierdie eie wil van ons. Sand is die lewe wat gebou is op die kultuurse waardes. Die lewe wat gebou word op emosies, gebou word op gemak. Hierdie sand is die lewe wat gebou word op ons selfvertroue sonder Christus. En dan kom die storms weer. En Jesus gebruik presies dieselfde beskrywing as wat hy by die verstandige man gebruik het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk. Maar die uitkoms is anders. Die huis stort ineen en is heeltemal verwoes. Want jy sien, die storms maak nie die dwaas nie. Dit openbaar hom. Die storms vernietig nie die fondament nie, dit wys juis dat daar geen fondament was nie. En die tragedie van die dwaas is nie dat hy nie geweet het nie. Is dat hy juis geweet het en niks daaromtrent gedoen het nie. Jesus maak dit vir ons baie duidelik dat storms deel is van ons lewens. Hy sê nie hier dat die verstandige mens die storm sal vryspring nie. Hy sê ook nie dat die dwaas die storms lok nie. Hy sê eenvoudig, die storms kom vir elkeen van ons. En die storms van die lewe is baie. Storms van verlies. Storms van siektes en teleurstellings. Storms van finansiële druk. Storms van spannings in verhoudings en versoekings. Die storms van skuld, van hartseer, van onsekerheid. Storms van oud word en die dood. En dan die grootste storm van almal, die oordeel van God. Jesus sê in Johannes 5 vers 22, die Vader oordeel niemand nie, maar hy het die hele oordeel aan die Seun oorgegee. Die storms toets nie die ver van die huis nie. Dit toets die fondamente. En wanneer die storms in ons lewe kom, en dit gaan,
wys dit ons waarop ons werklik vertrou. Dit wys vir ons of ons geloof net woorde is of 'n waarlike fundament is. Dit wys vir ons of ons gehoorsaamheid net oppervlakkig is of 'n werklike manier van hoe ons leef. Die storms is die bewys van die verstandige man se wysheid. Die laaste 2 verse is baie belangrik in hierdie gedeelte. Daar staan toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Skare was verbaas. Nie omdat Jesus so mooi met hulle gepraat het nie, maar omdat hy met gesag gepraat het. Want sy woorde het nie net vir hulle dinge verduidelik nie, dit het vir hulle eise gestel. Sy woorde was nie net vir informasie daar nie, hulle het ook gevorm. Sy woorde het nie net beskryf nie, hulle het ook opgeroep tot gehoorsaamheid. Jesus se gesag is nie gesag van 'n mens nie. Jesus se gesag is die gesag van God self. En wanneer hy vir ons sê, bou op hierdie rots, is dit nie 'n voorstel nie, dis 'n bevel van hom. Wanneer hy vir ons sê, handel volgens my woord, is dit nie 'n opsie nie. Dis 'n roeping vir ons. Die skrifgeleerdes het oor God gepraat. Jesus praat as God. Skrifgeleerdes het vir hulle die wet verduidelik, Jesus het die wet vervul. Die skrifgeleerdes het mense na tradisies verwys. Jesus verwys mense na homself. Die fundament van die verstandige mens is nie net die Bybel as 'n boek nie. Dis die Bybel as die stem van Christus. Dis die woord wat gesag het. Die woord wat vorm, die woord wat ons dra. Psalm 119 vers 105 stel dit so: U woord is 'n lamp vir my voete, 'n lig op my pad. Die verstandige mens bou sy lewe op hierdie lig. Die dwaase ignoreer dit. En Jesus plaas elkeen van ons voor hierdie eenvoudige maar ernstige keuse. Verstandig of dwaas? Die verskil lê nie in kennis nie, maar in gehoorsaamheid. Die verstandige mens hoor Jesus se woorde en hy doen dit. Hy bou sy lewe op hierdie rots, Christus Jesus, en sy woord. En as die storms in sy lewe kom, dan staan die fundament vas. Staan sy huis vas. Hierdie dwaas hoor ook Jesus se woorde, maar hy doen dit nie. Hy bou sy lewe op die sand van sy eie wil, sy eie planne en sy eie insigte. En wanneer die storms kom, val hierdie huis in mekaar. Die storms van die lewe is onvermydelik, maar die uitkoms is nie. Want die fundament bepaal die toekoms. En Jesus roep elkeen van ons om verstandig te wees. Om te bou op hom, te luister na hom, sy woord, om gehoorsaam te wees aan hom. Om te leef soos mense wat weet dat hy die enigste rots is wat nooit sal wankel nie. Maar die keuse bly joune. Amen. Ons slotsang en ons slotgebed is lied 266 en dan die amen. Die seën en die amen.
Jy is geseën want ek het jou vir my uitverkies. Jy is geseën want jy is my kind.